Baie mense kyk neer op sepies. Hoe voel jy oor sepies? Mense vra altyd daai vraag van wat is jou gunsteling teater of sepies wat ook al, maar op 'n einde van die dag vir my, jy weet, ek's net 'n akteur. Die medium, elke medium met sy positiewe en elke medium met sy negatiewe. Ja, ek het nog elke medium wat ek gedoen het geniet. Ek wil weet, hierdie stuk wat jy nou hierdie fliek waarin jy gespeel het, iemand anders, jy het 'n moeilike karakter gespeel, 'n karakter wat so 'n bietjie uitpas is. Hy voel nie so lekker in sy eie lyf nie, 'n eksentrieke ou, hy's soos die muis wat so om en om hardloop Ja. op die stuurwiel. Vertel ons 'n bietjie die uitdagings van die karakter. Ek het dit vreeslik baie geniet. Dit was my ook omdat het meeste van die dialoog was voice-overs en goed. So jy kon net regtig by oomblik fokus. Jy hoef nie te worry jy gaan woorde vergeet of sulke goed nie. En ek dink die grootste uitdaging was om net om kop te hou wat se kostuum het ek watter tyd aan. Maar verder ek het regtig, dit was een van die lekkerste. Ek kon omdat hy mal gaan kon like free range. Ek kon doen train net so ek wil. Dit was great. Okay, nou maar die ou moet in 'n stadium ook mos na sielkundige toe gaan. Hoe voel jy oor sielkundige? Sal jy lyk vir my heeltemal of daar nie probleme is of so nie. Maar ek meen baie mense gaan deesdae na sielkundiges en dit is wonderlik dat daar sielkundiges is. Hoe voel jy oor sielkunde? Ek dink dit is 'n baie goeie ding. Ons almal van vandag se wêreld is so oor liggaamlike gesondheid en goed, maar ons vergeet dat jou geestesgesondheid ook belangrik is. Ek dink val vir akteurs en as jy voel jy moet jy gaan. Ek dink is 'n baie goeie ding. Geestesgesondskap is net so belangrik soos fisiese gesondskap. Absoluut. Mense praat altyd van pille vir griep, maar hulle vergeet dat mens ook griep van die siel kan kry. Ja, absoluut. Wat ook belangrik is om daarna te kyk. Goed, jy speel nie net in Afrikaans toneel nie, maar ook goed in Engels, soos Playland, wat 'n baie rou, donker en intense tipe van stuk was. The Three Pigs, wat eintlik 'n kinderding was, die 3 varkies, wat toe 'n tipe van 'n moordstuk soort van ontaard het. Hoe is dit vir jou om in Afrikaans en in Engels te speel? Gebeur dit redelik soemloos? Ja, nee, dit is vir my nogal, want ek kom uit 'n Afrikaanse huis uit, maar ek het aan die Universiteit van Kaapstad gaan studeer, wat meestal Engels is. Ja, dit is vir my glad nie, ek speel baie gemaklik in albei tale. Ek verkies dit ook so, dat dit is vir my 'n seën om tweetalig te kan speel in hierdie land. Wat sal jy sê is die uitmergelingste deel van akteur wees? Wat is moeilik daarvan? Ek dink maar alle jobs het hulle uitdagings. Ek dink die vryskut aspek is moeilik. Skielik het jy 7 jobs in 1 maand en in die volgende 3 maande het jy niks. So jy kom nooit regtig heeltemal in 'n ritme in nie. Dit is nogal senuwees, byvoorbeeld met verhoogwerk. Ja. Hoe hanteer mens dit? Nee, ek weet nie. Jy doen dit net maar net. Interview is my baie erger. Hier is my baie erger as om verhoog te wees. Het jy al ooit daaraan gedink om miskien sê maar 'n fliek, 'n draaiboek vir 'n fliek te skryf? Ek het 'n toneelstuk geskryf, Nagwond, maar film ek is nog nie. Waarvoor jy genomineer is vir 'n Fiesta. Ja. 2013. Ja, fantasties. Maar 'n fliek draaiboeke, ek is nog nie so selfversekerd ek dink ek wil alle aspekte of meer aspekte van die industrie probeer, maar op die oomblik probeer ek nog net fokus op toneelspel. Ek dink as ek meer self-confidence het, sal ek dalk uitbrei. Ek ken die medium nie baie goed nie en ek vind ook daar's nogal 'n leegte veral by skrywers van films. Ek dink idees is baie goed, maar sodra dit by struktuur en sulke dinge kom, raak dit moeilik. Watter akteur bewonder jy? Suid-Afrikaans of? Jy kan sê Suid-Afrikaans, buitelandse akteurs. Al my gunsteling akteurs gaan dood. So ek was Jy van Robin Williams gehou. Ja, maar ek was 'n baie groot James Gandolfini fan wat Tony Soprano was en Philip Seymour Hoffman. En locally, ek werk nou saam met Marius Weyers wat 'n ongelooflike man is en ek's 'n baie groot David Minnar fan. Ja. En van die beste lesse wat jy al geleer het in die bedryf, dinge wat jou al gehelp het in jou spel, miskien het van hierdie mense al vir jou, Marius byvoorbeeld, wat het hy jou al geleer? Of net deur te kyk na hom? Ja, dit is, ek dink professionaliteit. Wees betyds, doen jou werk en los jou ego by die deur. Dit wat vir my so amazing is, Sandra is ook in hierdie stuk, Sandra Prinsloo en Marius, hulle is net hierdie doodgewone mense sonder egos en ek dink dis hoekom hulle so lank werk. Hulle is goed,
Hulle is professioneel en hulle is net hulle. Die laaste vraag. Ja. Hoekom het jy besluit jy wil 'n akteur word? Ek meen, toe jy heel klein seentjie was, Ja. wat wou jy toe word? Ek te klein was dan wil jy alles word, mos. Nou jy wil 'n dominee word en dan 'n boer en dan 'n vuurvegter. En toe ek so 11 jaar oud was, toe moes ons 'n mondeling doen in Engels waar die juffrou toe gevra het wat wil jy word as jy groot is. En toe ek so 'n bietjie gedink en toe besef ek, ja, maar ek wil akteur word want dan kan ek alles wees. Ek kan 'n dominee wees en ek kan 'n boer wees en ek kan alles wees. En ja, maar dit is nog ek van kleins af het ek opgetree en gesing, singkompetisies en al daai goed. Ja. So toe ek 11 was, sê ek van male hoor jy gaan 'n akteur word en ja, en hulle van toe af support. Amazing mense. Fantasties. Wonderlik. Nou maar ons wens vir jou alles toe, alles van die beste toe. Baie Sterkte, dankie. al daai dinge. Dankie dat jy met ons gesels. Dankie.